Die geloof waardeur ek lewe, saamgestel uit die geskrifte van Ellen White, die Bybel vanaf die hemel. Maar ons het hierdie skat in erdekruike, sodat die voortreffelikheid van die krag van God mag wees en nie uit ons nie. 2 Korintiërs hoofstuk 4 vers 7. God het behaag gehad om sy waarheid aan die wêreld oor te dra deur menslike middele, en hy self, deur sy Heilige Gees, het manne gekwalifiseer en hulle in staat gestel om hierdie werk te doen. Hy het die verstand gelei in die keuse van wat om te spreek en wat om te skryf. Die skat is aan erdehouers toevertrou, maar dit is nietemin uit die hemel. Die gehoorsame gelowige kind van God sien daarin die getuienis van God, die heerlikheid van 'n goddelike krag, vol genade en waarheid. Die skrywers van die Bybel moes hul idees in menslike taal uitdruk. Dit is deur menslike mans geskryf. Hierdie manne was geïnspireer deur die Heilige Gees. As gevolg van die onvolmaaktheden van menslike begrip van taal, of die verdorwenheid van die menslike verstand, vindingryk in die ontduiking van waarheid, lees en verstaan baie die Bybel om hulself te behaag. Dit is nie dat die moeilikheid in die Bybel lê nie. Die skrif is aan mense gegee, nie in 'n deurlopende ketting van ononderbroke uitsprake nie, maar stukkie vir stukkie deur opeenvolgende geslagte, soos God in sy voorsienigheid 'n gepaste geleentheid gesien het om die mens op verskillende tye en plekke te beïndruk. Mense het geskryf soos hulle deur die Heilige Gees beweeg is. Daar is nie altyd perfekte orde of skynbare eenheid in die skrif nie. Die waarhede van die Bybel is soos parels verborge. Hulle moet deursoek, uitgegrawe word deur noukeurige pogings. Diegene wat slegs 'n oppervlakkige blik op die skrif inneem, sal met hul oppervlakkige kennis, wat hulle dink baie diep is, praat oor die teenstrydighede van die Bybel en die gesag van die skrif bevraagteken. Maar diegene wie se harte in harmonie is met waarheid en plig, sal die skrif deursoek met 'n hart wat voorberei is om goddelike indrukke te ontvang. Die verligte siel sien 'n geestelike eenheid, een groot goue draad wat deur die geheel loop, maar dit verg geduld, denke en gebed om die kosbare goue draad op te spoor.